Hallelujah. The Lord is good, and His mercy endureth forever. Hallelujah. There's no greater God than our God. Amen. Laat me toe om u te groet in die krachtige, of laat ek u groet soos ek op een veldtocht sal groet op wanneer ek op de buitenkant in die straat staan. Die naam van die Here is 'n sterk en magtige toring. Die regverdiges vlug daarin en word beskud. Nou ek groet u in die kragtige naam, die oorwinningsnaam, die magtige naam, die naam wat so groot is dat jy hom vers eens kan contain nie. Halleluja, nou ek groet u nie in my naam nie, because my naam beteken absoluut niks, maar die naam van die Here, halleluja, sê die woord van God, halleluja, is soos 'n hamer wat rotse verbrysel. Die woord van die Here verklaar net deur die noem van die naam van die Here Jesus Christus, sidder elke demoon hardloop weg. Nou as ek nou my moet self voorstel soos ek dit altyd sal doen. My naam is Etienne. En my van is Gallant. En ek is al die kant, al die pad van die kant van Katanga. Wat die Here vir my kon doen in die straat van Katanga, kan die Here vir enige iemand doen. Halleluja. Heel verdiende sondaar. Gered uit God se genade. Nou toe Bishop my nou 'n paar weke terug vra om te bedien. En toe ek my nou voorberei om te bedien, toe val die duiwel my juis aan op die topiek waaroor ek moet bedien. Toe ek voorberei om te praat met die jong mense, leier Johnson, toe kom Satan in my woning en Satan val my huis aan met my kinders. Ek sê vir myself, ek kan nou nie anders sien, maar ek moet die woord bedien. Because wanneer jy voorberei op 'n woord en Satan val jou aan, dan wil jy nie jy met die woord bedien nie, because why? Daar's iemand wat die woord moet hoor. En hy wil die blessing van iemand weerhou. My titel vandag, die verbond van God met Satan. Ek dink, die Here sluit 'n verbond met Satan in die tuin van Eden. Genesis 3. Nadat die mens in sonde geval het, nadat Satan die mens kom beproef het in die tuin van Eden, sluit die Here met Satan 'n verbond. Hy sê vir Satan, die saad van die vrou sal jou kop verbrysel. Nou jy sien, toe die Here die statement maak aan Satan, toe sê heel deur mekaar. Because why Satan wil nie verloor, en nou Satan het met God 'n verbond gesluit. Hy het vir God gesê, waar jy bou, daar next door sal ek bou. Maar God het 'n groter verbond met hom. Hy sê vir hom, die vrou se saad sal jou kop verbrysel. Jy sien, as die duiwel maar geweet het, wat 'n groot mistake maak hy. As Satan maar moes geweet het, die groot mistake wat hy maak deur God se kinders te versoek, het hy dit nooit gedoen nie. En sedert Genesis is hel los. Die duiwel wil ons jong mense doodmaak. Die duiwel wil ons verwoes. Jy sien, die Here het vir Satan gesê, wat is saad, gaan hom kop verbrysel.
Maar die Here het vir hom 'n belofte gemaak. Jou kop gaan verbrysel word. Nou van Genesis af, as ons kyk, evens met Abraham en Sarah, so gaan Satan so ver, hy wil nie hê die saad moet voortkom nie, maak hy Sarah se baarmoeder toe. Hy sluit Sarah se baarmoeder, because hy is bang vir wat gaan kom. Satan is bang vir wat gaan kom. Hy ken nie sy toekoms nie, maar God ken die toekoms van die verlede af. En God sê, as Satan sluit Sarah se baarmoeder, because hy is bang vir die saad wat moet voortkom. Kom die Here sluit Sarah se baarmoeder oop. Satan het gedink, dit is Ikabod. God sluit Sarah se baarmoeder oop en Sarah bring voort 'n seun. Die gelofte seun. Die seun wat God 'n belofte het met Abraham. Hy sê, jou nageslag sal soos die sandkorrels wees. Dis die seun, die gelofte seun Isak. En Satan wou nie hy moet boere nie. Because in Isak se se kinders en voorkinders wat na hom gaan kom, lê die saad wat hom kop moet verbrysel. Nie lank na Isak nie, moet Moses boere. En Satan gaan so ver. Hy verwoes 'n nageslag van jong manne, 'n nageslag van kinders verwoes hy, omdat hy bang is vir die saad wat moet bore. Die mama van Moses moet so ver gaan om Moses in 'n bisie mandjie te verberg, sodat die duiwel nie by hom kan uitkom nie. En ons kan sien in ons hedendaagse lewe, mamas en papas, deesdae is dit ons mamas wat ons kinders begrawe, ons papas wat ons kinders begrawe. Die kinders begrawe nie meer hulle ouers nie. Die ouers begrawe deesdae hulle kinders. Because oor die verbond wat God met Satan gesluit het. Elke week is daar 3-4 lyke in die begrafplaas van jong manne en jong meisies die vroeg uit hulle vlieër van 'n lewe weggeroep is. As ons kyk in die woord van die Here, evens met die geboorte van Jesus, verwoes Satan 'n nageslag, 'n hele geslag verwoes Satan om by Jesus uit te kom. Because hy's bang vir die verbond wat God gesluit het met hom. Die saad van die vrou gaan jou kop verbrysel. En die Here moes plan maak, God moes plan maak om Jesus se lewe te red. God stuur hulle na Egipte land toe. Nou as ons kyk Egipte land, Egipte is die huis van slawerny. Kyk, Egipte is die huis van slawerny. God stuur vir Joseph en vir Maria, gaan terug waar dit begin het. Gaan terug waar dit begin het in die huis van slawerny. Met hierdie seun. En hier kom Johannes. In die eerste Johannes 2 vers 15, hy sê: Ek skrywe vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, van die begin, wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. En weet jy wat? Satan is so bang vir ons jong mense, dat hy ons jong mense besig hou met al die verskillende dinge. Hy hou ons jong mense besig met drugs. Hy hou ons jong mense besig met alkoholisme. Hy hou ons jong mense besig met gangsterisme.
Hy ons jong mense besig met occupy en noem dit wat jy wil. Ons jong mense word besig op because why Satan weet wat die krag in ons jong mense lê en Satan wil hê ons die jong mense moet die potensiaal wat in God in hulle gelê het na vore bring en nou hou ons jong mense besig met al die dergelike dinge sodat ons jong mense verwoes kan word. Jong mense, it's time to stand up and rise. Jesaja sê, staan op en word verlig want jou lig het gekom. Jy sien as ons jong mense moet besef die krag wat God in julle gelê het. En hier in ons midde sit die jong man en jong vrouens wie evangeliste is. Hier in ons midde sit profete, hier in ons midde sit pastore, maar jy sien die duiwel weet wat die krag in jou lê en hou jou besig. Jy sien sometimes nee, as ons as ouers ook toe bly. Ons as ouers is ook to be blamed because ons allow ons kinders. Ons maak nie kinders meer groot, ons maak chommies groot because ek wil nie graag my kind moet nie van my hou nie. My kind moet altyd 'n tyd ouers om op die platte van jou voete te staan en te bid vir jou kind. Red jou kind. Jy sien, jy as ouer het die mag. Jy as ouer het die mag om die hande werk of die krag van Satan te breek en jou kind uit die kloue van Satan uit te bid. Jy as ouer het die krag. Maar weet jy wat? As jy praat met jou kind of as jy sê mos vir jouself, nee man, die kind gaan nie van dit hou nie. Moenie worry of jy van hou of nie hou nie. Moet jy worry nie op compromise met sonde, op compromise met kinders. Halleluja, staan ouer. Jy sien die moment jy gaan compromise met Satan, die moment jy gaan compromise met jou, hoe jou kind voel, die moment jy gaan compromise, halleluja, dan het Satan al jou klaar oorwin. God stel nie belang aan hoe lang jy bid nie. Hy stel nie belang aan watter status jy het nie. Jy as ouer moet in die bresse staan vir jou kind. Jy as ouer moet staan vir jou kind. Praat met jou kind. As jou kind behoor, bid vir jou kind. Ek slaan my kinders. Mense sê mos, die nuwe regering sê mos, jy mag, die nuwe regering is nie groter as God nie. Die nuwe regering is nie groter as God nie. God se gebod is groter as die nuwe regering. En die woord van God sê, as jy nie jou kind slaan nie, het jou kind nie lief nie. As jy jou kind nie slaan nie, jou kind nie lief nie, mama, papa, is tyd dat jy die roede moet opneem. As jou kind verkeerd doen, tigtig om, because die woord van God sê, God tigtig dan die wie lief het. So as jy nie jou kind slaan nie, jy moet lief jou kind nie. As het my kinders achter, vra hulle. Ek speel nie. Ek speel nie. Because why, as jy nie jou kind tigtig nie, dan gaan die gangster daar buitekant, gaan jou kind sê, ek is lief vir jou, en die kind gaan val vir die bou. En jou kind gaan doen, wat die gangster sê, because why, die man, hy is beter, hy gaan met 'n paar Nikes koop, of die, come on man, hoe lang gaan ons toelaat dat die duivel ons jong mense vir hulle lewe beroof? Hoe lang gaan ons toelaat dat dit gebeur? Terwyl jy as ouer die mag het om dit te verhoed. Nou sê Johannes, hy sê kinders in die laaste uur. Hy sê dit is die laaste uur. Julle het daar voorheen gehoor. Hy sê daar is 'n anti-kris aan die kom, maar hy sal baie anti-kriste. Hy sê hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar is niemand van hulle wat ooit werklik een van ons was nie. Baie gaan jou kinders wil verlei met mooi woorde. Met mooi woorde. Ag man, moenie worry nie, jou pa's maar bedlak man. Moenie worry nie man. Jou ma verstaan nie, because why is 'n new age, ons is in die nuwe, hoe sê hulle? Die nuwe regime. Jou ma praat van daai tyd. Hey man. As daai tyd vir my gewerk het, hoe kan dit vir my kind werk nie?
Hoekom het vir jou as kind werk nie? As my ma my uit het geslaan het, my pa my familie, julle ken nie my ma en my pa. Ek wil praat met my oupa. My pa was 'n liefdevolle man. My ma het ons met 'n vaspaal geslaan. Daai stille aan môre ouderling wat jy ken, het ons met 'n besemstok geslaan. Dan kom my oupa, en kom slaan my oupa nog verder met 'n vaspaal. Nou as die Here wonders in my lewe kon doen deur sulke groot mense. Hoe gaan paksla jou kind se lewe verwoes? Hoe gaan paksla? Kyk, jou kind moet kwaad raak, dan moet hy weer reg raak. Hy moet kwaad raak, en dan moet hy weer reg raak. Kyk eens, en as hy langer as 10 minute kwaad is, dan sit jy vir hom uit, because hy kan nie 2 groot manne of 2 groot vrouens in jou huis wees sien. Take back. Vat terug jou verantwoordelikheid, ouers. Hou op verantwoordelikheid oorskakel na die Sunday school teacher en die jeugleier en vat jou verantwoordelikheid as ouer terug. Jy sien die duiwel beroof jou van jou verantwoordelikheid. En ons sê nee, maar dis right. Die Here bestaan. Die Here bestaan nie. Die Here bestaan nie, jou luigheid dat jy nie jou kind wil regbring nie. Die kinders dink nou seker lekker, evangelis praat nou lekker saam met sy ouers. Maar of julle sê julle lieg, jong manne, jong meisies man. Ek praat met die ouers direk na julle toe. As tyd dat julle moet opstaan in julle roeping. Jy sien, as jy nou vir 'n jong man vra, wat is jou roeping in die Here? Dan gaan jy nou kan sê wat jy roeping is in die Here nie. Because why? Jy sê hoekom hy is nooit geleer dat jy moet bid en die Here vra dat die Here sy hidden gifts wat binne in hom is te reveal nie. Jy sien, dis waar ons as ouers die fout maak. Dis waar ons as ouers die fout maak. Because why ons leer ons se kinders bid. Ons leer ons se kinders bid. En nou word ons se kinders rondgeswing hier buitekant met enige wolkie, enige windjie wat waai, word hulle rondgeswing because why ons bid. Ons bid. Jy sien die Here se kinders so lief. Die hele boek van Johannes 1 Johannes 2 praat die Here met ons kinders. Praat God met ons kinders because hy wil hê ons kinders moet verlore gaan nie. Hy wil hê jy as jong man, jy as jong meisie moet verlore gaan nie. Hy wil hê jy moet opstaan. Dit waarom die woord van die Here sê in Jesaja sê in Spreuke sê hy, luister na die tug van jou ouers en vergeet geen een van dit. Dan sê die woord van die Here, jong mens, waarmee gaan jou pad suiwer? Jy my ma loop kerk, my pa is 'n diaken in die kerk of 'n ouderling in die kerk. Ek hoef nie die Here te dien nie. My ma bid vir my, nee, is fyn. Hoe lang moet hulle nog, hoe parasiet, hoe lang moet hulle nog vir jou bid? Jy parasiteer op ander mense. Jy sien parasiete is iemand wat op iets anders wat lewendig is teer. En as jy nie vir jouself kan bid, as jy nie vir jouself kan opstaan nie, dan is jy besig om op iemand anders se goedheid en sy guns te parasiteer. Hoe lang gaan jy nog toelaat dat die duiwel jou verwoes? Wanneer wil jy as jong man opstaan? Wanneer wil jy as jong meisie opstaan en sê, ek sal my lewe verander? Jy sien die jong man, verlore jong man, hy besluit by die varkbad. By die varkbad besluit hy het gesondig. Wil jy eerste in daai stadium kom wat niemand vir jou worry nie, waar niemand vir jou omgee nie, dat jy gaan besluit, I need to have a change in my life. You see, if you really want to change, if you really change, you're gonna lose a lot of friends. But don't worry, they were not your friends in actual fact. They were never your friends. When you decided to follow Christ Jesus, you're gonna have a lot of people saying, no, you are just trying to be funny or whatever.
But don't worry, man. My vrou sê altyd, 'n vriend is 'n optel ding. Jy trem, jy tel hom nie op, jy kan hom optel as 'n optel ding. 'n Vriend. My ma het altyd vir ons gesê, sy het ons geleer, as jy werklik waar 'n vriend wil hê, kies 'n vriend wat daar is. Sodat jy kan streef om daar te kom. Jy sien, ons jong mense se rolmodels is hieronder. Sommige van ons jong mense, laat ek sê familie, sommige van ons jong mense, ne, se rolmodels het eens matriek, hy het matriek, maar die rolmodel het nie matriek nie. Die meeste gangsters het nie matriek, maar jy wil sien op na die gangster, maar jy sit met matriek, hy gangster is matriek, hy run your life for yourself. Hoe lang gaan jy nog agter sulke dwaallerings aan hardloop? Wanneer wil jy jou oë dan oopmaak, jong man, jong meisie? Wanneer wil jy dan besef die waarde wat God in jou geplaas het? Jy sien, as ons as jong kinders nie kan besef wat 'n waarde God in ons het nie, dan gaan ons nie worry oor ons lewens nie. Dan gaan jy nie worry oor hoe jy lyk in die straat nie. Because why? Jy dink God dink niks van jou. God dink die wêreld van jou, jong man, jong meisie. God dink die wêreld van jou. En God wil nie hê jou lewe moet jou lewe verwoes nie. God wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Hy wil graag hê jy moet aan toe kom. Dis waarom my vriende Here sê, kom na my toe, almal bemoeid en belas is. Hy praat nie restriksie na so of te sê jy moet 18 jaar oud is om te kom na die Here toe die nee. Koning Agab was 8 jaar oud toe hy begin regeer. En hy het Israel kwaai geregeer because God was hom leier gewees. God was hom leier gewees. Jy sien jou lewe kan jy nie jouself regmaak nie. Jy die argitek van die lewe hier nodig. Die een wie jou geformeer het, die een wie jou gemaak het, en jy nodig om jou lewe te verander. Christus Jesus. En nou vandag ons jong mense vra tog. Ek wil met julle praat, jong mense. Jy sien die Bybel sê 'n wyse seun of 'n goeie seun, hy maak sy ouers proud. 'n wyse seun. Maar dan sê hy 'n dwaase seun bring verdriet en hartseer vir sy ouers. En die man wat geskryf het was 'n wyse man. Ek dink dit was Salomo wat die boek dit geskryf het. En hy praat nie van wysheid en jy slim nie. Nee, hy praat van die keuses wat jy maak in die lewe wat jou wys maak. Dis waarom jy kan sê 'n wyse seun bring bring vir sy ouers voorspoed. Jy sien, basiese woorde aan ons jong mense. Ons jong mense streef na geleerdheid, maar hy sê altyd, education plus Jesus equals success. Jy gaan nie sukses behaal in die lewe sonder die Here nie. Jy kan graad 20 ook hê, jy kan in die waas nie ook sit. Hy nie die Here het nie, hy nie sukses nie. Jy het God nodig. Ek wil julle bemoedig, jong mense. Sluit tog vriendskap met God. Sê die woord van die Here, sodat daar goeie dinge oor julle lewe kan kom. Mama, papa, moenie op bid vir jou kind nie. Moenie op bid vir jou kind nie. Bid. Die woord van die Here sê, die buitekant is boos. Die daai is boos en ons jong mense verloor hulle lewens. Ek het nou die dag net weer gehoor van 'n jong lady wat sy lewe vroeg verloor het. Hy was nie 'n gangster gewees so wat nie. Net omdat hy gaan navra het oor wat hulle gedoen het aan hom, word hy doodgesteek. Hoeveel jong mense moet die duiwel nog beroof van hulle jonkheid af? Wil jy maar 'n besluit maak vandag met die Here en sê, Here, ek het jou nodig hier. Wil jy maar vir die Here sê, Here, verander my. Jy sien,
As jy nie kan verander nou nie, dan weet ek wie nog kom vir jou te preek om te sê verander nie. Alles begin met science. Jy moet jou lewe verander. En my pleidooi vanoggend is, sluit vriendskap saam met God. Sluit vriendskap saam met God. Jy sien jong man, jong meisie. Ons ou mense, of laat ek sê, ons groot mense, is 'n manier van julle opbrengs, is miskien nie soos wat julle lyk nie. Maar ek dink dat dit vir ons gewerk en ons wil graag hê dit moet vir julle ook werk. Dis waarom ons streng is saam met julle. Dis waarom ons praat saam, dis waarom ons julle slaan. Because why, ons wil hê julle moet nie dieselfde foute maak wat ons in ons lewe gemaak het nie. As julle moet weer waarvan het afkom ek. Julle weet waar ek vanuit ek gekom het, dan sal jy verbaas wees dat die Here nog 'n sonder siel kan verlos. Ek het in die kerk groot geraak, ek het nie die Here geken nie. Die Here moes 'n wye draai stap in Katanga om my te lewe te verander. En wat die Here vir my gedoen het, kan die Here vir jou doen, jong man, jong meisie. Wat die Here gedoen het, kan hy vir jou ook doen. Vir my nou gaan 'n kort uitnodiging maak. 'n Baie kort uitnodiging. As jy vandag 'n jong man is of 'n jong meisie is wat graag 'n verandering wil maak in hierdie lewe, gaan ek jou vra om na vore te kom. As jy wil verandering maak in hierdie lewe, dan wil ek jy na vore kom, sodat ons vir julle kan bid, jong manne, jong meisies. Ons wil graag vir julle bid. Het gaan nie hier oor kerk of wat ook al nie. Ons wil vir ons jong mense bid. As daar niemand is wat 'n change wil maak in die lewe nie, nog goed. Kom ons kry aanbiddingskoortjie leer. Dan gaan ek vir al die jong mense moet na vore kom dat ons vir julle kan bid. As jy nie wil nou vorentoe kom nie, dan vra ek al die jong mense na vore kom dat ons vir julle kan bid. Die Desember, ek wil nie heel daar met nog 'n jong man of nog 'n jong meisie hulle lewens verloor nie. Dis tyd dat ons vir julle moet bid dat die Here julle cover. Need be supplied. You are important to me. I need you to Halleluja. survive. Halleluja. Waar is ons jong mense? Waar is ons jong mense? Halleluja. Jesus. Jesus. Halleluja. Jesus naam. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja, halleluja. Halleluja. Te lang het Satan met onze jong mensen gemaakt wat hij wil. Te lang het Satan met onze jong mensen ze van hun levensberoep. Ons kan niet nog allow om hier bij Papa en Kilo Petrus weer gaan staan met een jong mens te begraven niet. Halleluja. Ons vat nou. Ons neem het nou authority te horen. Ons neem authority oor ons jong mensen. Halleluja. Jesus naam. Halleluja. Jesus naam. Halleluja. 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 Diakonis. Hey, halleluja. Jesus naam. Jesus naam. Hey, halleluja. You are important to me. I need you. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, kom ons maak ons oë toe. Lig ons hande op vir die Here. Halleluja. Lig ons hande op na die Here toe. Halleluja. Jesus naam. Jesus naam. Halleluja. Kom ons lig ons hande op. Lig ons hande op. Halleluja. Halleluja. Lig ons hande op. Halleluja. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Halleluja. Satan, ons komt hier nu werken nou in Jezus naam. In Jezus naam. Halleluja. Halleluja. Jesus naam. Vader, wanneer ik naar u toe kom,
You pray for me. Hallelujah. I love you. Here wanneer toe kom my God, Here, strek my hande uit vir ons jong mense, my God, Here. I won't. Ek kom nou, my God, hierdie elke vloek wat uitgespreek was oor hulle lewens, my God, Here. Mense het gesê hulle gaan dit maak, my God. Mense het gesê hulle is maar net nog geslag, my God. Here, maar ons kanselleer daar die negatiewe woorde wat oor hulle uitgespreek was nou in die naam van Jesus, my God, Here. Here, ons spreek hulle vry. Ons spreek hulle vry, my God, Here, in die naam van Jesus. Hierdie jong man en jong meisies gaan hoër hoogtes bereik, my God, Here. Hierdie jong man en jong meisies, Here, hulle gaan U die Here dien, my God, Here, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, my God, Here. Ons kanselleer Satans werke. Ons kanselleer sy planne nou. In die naam van Jesus. Die woord van God verklaar, my God, Here. Aan ons jong mense het U die krag gegee om die bose te oorwin. Here, ek bid nou en dit verwesenlik in hulle. In die naam van Jesus, my God, Here. In die naam van Jesus, my God. In Jesus' naam, my God, Here. Halleluja. Halleluja, Here, geen jong man en jong meisie gaan hulle lewens vroeg verloor, my God, Here. Geen jong man en jong meisies, Here, gaan vroeg, Here, aan die maas hier lê. Geen jong man en jong meisie gaan vroeg, Here, Jesus, Here. Here, Jesus, Here, met verkeerde dinge besig is, maar ons kanselleer nou sy planne. Ons kanselleer sy planne, my God, Here. Ons spreek hierdie jong man en jong meisies vry, my God, Here, om U te dien. Here, elke hindernis, elke hinderlaag wat voor hulle lê, my God, Here. Elke gaar wat vir hulle gegrawe is om in te val, my God, Here. Here, pleit ons door U die Here sal bedek, dat U die Here sal beskerm, dat U die Here sal bewaar, my God, Here. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here. In Jesus' naam, my God, Here. Halleluja, Here, terwyl nog is, as daar gered moet word, my God, Here, red hulle. As hulle moet verlos word, my God, verlos hulle. In die naam van Jesus, Here. In Jesus' naam. In die naam van Jesus, Here. Geen wapen wat teen ons kinders gesmee word, sal sy plan uitvoer, my God, Here. Geen wapen sal sy plan uitvoer, my God, Here. Here, maar sal lewe om U die Here se goedheid en U die genade te verkondig, my God, Here. In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Here, ons roep hulle siele uit die put van die hel, my God, Here. Ons roep hulle tot in die wonderbaarlike lig. In die naam van Jesus, Here. In die naam van Jesus, Here. Gebruik hierdie jong mense. Gebruik hulle, my God, Here. Gebruik hulle, Here, Jesus, Here. Ek bid dat U die Here in hulle binneste honger sal aanwakker om U woord te lees, om U woord te bestudeer en om U woord te verkondig, my God, Here. In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Halleluja, halleluja. Halleluja, Here, raak eraan. Raak eraan, Here, raak eraan, Here, raak eraan. Raak eraan, Here, raak eraan, Here, Jesus, raak eraan. Raak eraan, my God, raak eraan, Here, Jesus, raak eraan. Raak eraan, Here, Jesus, raak eraan, Jesus, raak aan. Raak aan, my God, raak aan, raak aan, raak aan. Raak aan, my God, raak aan, raak aan, raak aan. Raak aan, my God, Here, raak aan. Raak aan, Jesus, Here. Raak aan, my God, Here, raak aan, Here, Jesus, Here. In Jesus' naam, Here, raak aan. Raak aan, my God, Here. Raak aan, raak aan. Raak aan, my God, Here. Raak aan. In Jesus' naam, my God. Raak aan in Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam, my God. In Jesus' naam. Here, raak aan, my God. Raak aan in Jesus' naam. Die krag van die Here oor die lewens. Die krag van die Here, my God, Here. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Hallelujah. 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 Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Take my hands, Lord, Yes, Lord. and my feet. Jesus' name. Jesus' Take name. my heart, Lord, Jesus' name. speak to me. Yes, Lord. If Yes, you Lord. can use anything, Lord, you can use me. Hallelujah. Young man, young meisie.
As jy by die huis kom en jy kyk in die spieël, dan sê jy vir jouself in die spieël, ek is meer as 'n oorwinnaar. Sê vir jouself in die spieël, Satan, jy het 'n mistake gemaak om my lewe aan te val. Sê vir jouself, spreek vir jouself geloof in jouself in. Spreek vir jouself vry. Jy sien baie van ons jong mense as hulle in die spieël kyk, nee, dan kan nie eens 'n persoon in die spieël sê ek is lief vir my. Because hy sit met 'n gees van selfverwyd. Hy haat homself. Mag ek vandag vir jou sê, jy hoef jouself te haat nie. Spreek jouself vry in die spieël in. En spreek lewe in jou omstandighede. Spreek lewe in jou omstandighede. En die duiwel miskien gedink het, hy gaan julle verwoes. Bring God en hy gee vir julle lewe. Here seën. Amen.